Lewenslesse. Boek 1. Gaan God se rus binne. Deur Aaron Thiel. Les 9. Tweerigting kommunikasie. Een van die grootste lesse wat ek geleer het, is dat gebed nooit bedoel was om 'n eenrigting gesprek te wees nie. Vir baie lank het ek gedink dit is genoeg om net met die Here te praat. Ek het alles wat op my hart is met hom gedeel. Maar ek het selde stil geword om na hom te luister. Hierdie les het my herinner dat as ek werklik 'n verhouding met die Here het, ons verhouding soos enige gesonde verhouding behoort te wees, waar albei praat en albei luister. Ek het besef hoe maklik dit is om self besluite te neem, ander mense vir raad te vra, of my laste alleen te dra, terwyl ek vergeet dat die een wat alles weet, net wag dat ek hom eenvoudig vra. Die Bybel sê, vertrou op die Here met jou hele hart, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Dit beteken om hom by alles te betrek, nie net die groot besluite nie, maar selfs die klein, alledaagse dinge. In plaas daarvan om net te bid, Here, maak asseblief hierdie probleem reg, het ek geleer om te vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Wat sê U oor hierdie situasie? Soms gee hy 'n spesifieke antwoord. Ander kere sê hy eenvoudig, vertrou my. En dit is genoeg, want hy sien wat ek nie kan sien nie. Hierdie les het my ook laat nadink oor my verhouding met hom. Behandel ek hom regtig soos my beste vriend, of doen ek al die praatwerk sonder om ooit stil te word en te luister? Ware gemeenskap beteken om tyd op sy te sit om stil te wees, om vrae te vra, sy woord te lees en te luister na sy stil en sagte stem. Ek wil jou vandag aanmoedig om 'n afspraak met die Here te maak. Vra hom oor alles waarmee jy worstel en neem dan tyd om stil te wees en te luister. Jy mag verbaas wees oor die vrede, wysheid en leiding wat hy al die tyd gereed was om met jou te deel. Om hierdie lewensles te lees. En vir meer gratis hulpbronne, klik op die skakels in die beskrywing.